Kom ons maak ons oë toe, gaan ons saam bid. Hemelse Vader, ons dankie vir u liefde, vir u goedheid, vir u guns, vir u genade. Dankie vir die wonderlike dag wat u vir ons gegee, dankie vir die lieflike reën daar buite. Dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Ons kom dan na u toe, ons maak ons harte oop om te hoor wat u vir ons wil sê. Want ons wil doeners wees van hierdie woord. Ons wil die wees wat ingaan in die volheid van u plan vir ons lewens. In die volheid van alles wat u vir ons het. Ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan 'n bietjie in die woord tyd spandeer vanoggend. My titel vanmôre is die gees van geloof. Die gees van geloof. In hierdie lewe is daar 'n paar eenvoudige lyne wat ons moet trek, wat ons moet besef. En as mens daai lyne nie getrek het nie, dan raak jy te mekaar en jy weet nie wat gaan aan nie. Die eerste lyn wat ons wil trek in Johannes 10 vers 10 sê die Here vir ons so duidelik. Hy sê in Johannes 10 vers 10 dat die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dit in jou lewe wat steel is nie God nie, dis die dief. Dit in jou lewe wat slag is nie God nie, dis die dief. Dit in jou lewe wat verwoes is nie God nie, dis die dief. En dit is 'n belangrike lyn om te trek, want as jy nie besef dat jy 'n vyand het nie, of dat daar 'n vyand is nie, hoe gaan jy die vyand weerstand gee teen die vyand? As jy alles wat in jou lewe gebeur verwelkom as van God af, dat God 'n groter plan en 'n groter doel het om jou te toets en so aan, dan gaan jy geen weerstand bied teen enigiets wat gebeur in jou lewe nie. En die duiwel gaan baie dankbaar wees, want jy is 'n maklike target vir hom, né? Maar as jy besef dat daar's 'n lyn om te trek hierso. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. God is nie 'n dief nie. Amen. In ons lewe is daar altyd tye wat dinge teen ons kom en dinge gebeur negatief in ons lewe. Maar oomblik as so iets gebeur, dan moet jy besef, right, hier kom 'n toets. En hierdie toets is nie van die Here af nie. Hierdie toets is van die vyand af. En in my het ek alles wat nodig is om hierdie toets te oorwin. In my het ek alles wat nodig is om meer as 'n oorwinnaar te wees. En ek gaan oorwin. Ek gaan hierdie toets platloop. Ek gaan aan die ander kant van hierdie toets uitkom beter as wat ek was voor die toets begin het. Amen. So as jy eers daai lyn kan trek en kan besef, Jesus het gepraat van dat daar twee Christene was wat langs mekaar gesit het en vir hom geluister het. Maar die een het gedoen wat hy sê, en die ander het net geluister en amen gesê, maar nie gaan doen nie. En hy sê, ek vergelyk die een soos iemand wat 'n huis bou, wat diep grawe en sy fondament op die rots lê. Dis die ou wat hoor en doen, hoor en doen, hoor en doen, hè? En dan die ander wat net hoor en nie doen nie, vergelyk met iemand sy huis bou, hy hoor, maar hy doen nie, so hy bou dit op die sand. En die storm het gekom, en net wel die storm het gekom. Hy het al twee huise getref. Maar die verskil was die een huis is weggevat en dit is nie die Here is nie die outeur van die storm nie. Die Here is nie die een wat die storm gestuur het nie, dis die duiwel. Maar Jesus se lering wat hy vir ons gegee het was hoe om die duiwel te oorwin, hoe om die toets te oorwin, né? So die een wat gehoor het en gedoen het, sy huis het gestaan. As hy nie by die venster, die woord sê daai huis kon nie eens beweeg word nie. Dis die huis wat ons wil wees. Ons wil die huis wees wat nie beweeg kan word. Want ons hoor en ons doen die beginsels in die woord van God. Nou goed, nou begin ons 2 Korintiërs hoofstuk 4 en vers 13. 2 Korintiërs hoofstuk 4 en vers 13 praat van hierdie gees van geloof. Hy sê daar, en omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Jy sien, as iemand 'n gees van geloof het, kan jy dit agterkom. Jy kan dit agterkom in hulle woorde, jy kan dit agterkom in hulle oë, jy kan dit agterkom in hulle dade, dat hierdie persoon het 'n gees van geloof. En dit is baie belangrik. Jy moet elke wedergebore kind van die Here het geloof. As jy wedergebore is, jy kan nie wedergebore word sonder geloof nie, né? So jy het geloof in jou. Maar die vraag is, bou jy jou geloof? Ontwikkel jy jou geloof? Vloei jy in geloof? En is jy in geloof? Jy kan 'n huis hê en nie in die huis wees nie. Jy kan 'n kar hê en nie in die kar wees nie. Jy kan geloof hê en nie in geloof wees nie. So dit is belangrik dat ons besef dat dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Geloof is my kontakpunt met die geestelike riem. Geloof is my kontakpunt om alles te ontvang wat Jesus vir my gekoop het, wat hy vir my verkry het, sodat ek daarin kan lewe. As ek nie geloof het nie,
dan kan ek niks ontvang, dan is ek weerloos teen die aanslag van die duiwel. Geloof is baie belangrik. 2 Petrus hoofstuk 1 en vers 1 sê die volgende woorde. Hy sê, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Redder Jesus Christus. So jy het dieselfde geloof as Petrus gekry. Jy het dieselfde geloof as Johannes. Jy het dieselfde geloof as Paulus. Dis in jou. Die dag toe jy die Here Jesus aangeneem het as jou verlosser, is daai geloof in jou. Baie belangrik. So nou moet ons besef, ons moet kyk, hoe aktiveer ek dit wat in my is, sodat dit kan vloei, sodat ek die geloof in aksie kan sien. Nou kyk ons ook na Hebreërs 10, ons gaan eers ons fondasie lê, dat ons kan sien hoe belangrik hierdie ding is. Hebreërs 10 vanaf vers 38, daar staan, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Hoekom? Dis nie 'n kwessie van die Here wat vereistes stel en jy moet hom tevrede stel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wat bring welbehae aan die Here? Die Bybel sê in Psalms dat dit bring groot welbehae aan die Here om sy diensknegt te seën. Dit bring groot welbehae aan hom as hy iets kan doen in jou lewe. Hy wil graag hê dat jy vry moet wees in elke area, dat jou liggaam gesond moet wees. Hy wil graag hê dat jou finansies moet heel wees. Hy wil graag hê dat jou verhoudings moet heel wees. Hy wil jou graag seën in oorvloed. En hy kan dit nie doen as jy nie in geloof staan. Amen. En dit is hoekom hy sê, my siel het geen welbehae nie. Dit bring welbehae aan die Here om jou te kan seën. Dit bring welbehae aan die Here om sy guns oor jou uit te stort. Om te sien of sy kind, as jy in jou eie kinders dink, wat is vir jou lekkerder is om jou kind te seën, om jou kind te help. Dit bring welbehae aan die Here. Maar as jy in ongeloof gaan vaskop, dan gee jy die Here nie die geleentheid om iets goed in jou lewe te doen nie. Jy ontneem die Here daarvan om welbehae te kry deur iets goed te doen in jou lewe, want jy weier om in geloof te staan. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar die geloof tot behoud van die lewe. Hoofstuk 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof kyk na 'n ander prentjie. Die aardse natuurlike mens kyk na die prentjie wat sy fisiese oë hier rondom kan sien. As hy kan met sy oë iets sien, dan glo hy dit. As hy met sy oë dit nie kan sien nie, dan glo hy dit nie. Dit is die aardse natuurlike mens. Die geestelike mens kan iets glo wat sy oë nie kan sien nie. Dis wat geloof is. Maar jy sien dit nog steeds. Net nie met jou oë nie. Jy sien dit met die binnekantste oë. Jy sien 'n prentjie. Abraham kon met sy fisiese oë kyk na homself, 100 jaar oud, en geen hoop nie, né? Maar hy het geweier om te kyk na daai prentjie. Hy het aan die binnekant gekyk na homself en homself jonk gesien. Hy het na die binnekant 'n prentjie gemaak. Volgens wat die Here vir hom gesê het, jou nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die seestrand. En hy het begin om homself jonk te sien. Hy het sy innerlike prentjie verander. En dit is wat die Bybel hoop noem. Hoop is jou innerlike prentjie. Hoop is dit wat in jou toegelaat word. Jy is 'n tempel. En wat jy in hierdie tempel toelaat, is baie belangrik. As jy verkeerde prentjies toelaat, as jy die prentjies van die duiwel toelaat, die duiwel sal vir jou prentjies skets van gebrek, van tekort, van hongersnood, van siekte, né? En wat wil die duiwel daarmee saambring? Vrees. Die duiwel is die gees van vrees. So saam met hom bring hy vrees. Jy kan hoor party mense, party Christene selfs, jammer om dit te sê, is vol van die gees van vrees. As hulle begin praat oor die land, of hulle praat oor hulle finansies, of hulle praat oor die weer, dan wat oor jy uitkom? Vrees. En as daar vrees uit jou uitkom, wat is daar? Waar kom dit vandaan? Waar die hart van vol is, kom uit jou mond uit. Jou hart is vol vrees. En wat is dit? Jy het plek gegee aan die duiwel. Dat is dit nie van ons gesê word nie. Uit ons monde uit moet daar geloof kom. Uit ons monde moet die woord van God kom. Want daardoor het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan net uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waar hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem of weggeraap om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie,
omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Ek glo, die wegraping gaan deur geloof wees. Amen. Deur geloof. As dit vir Henog deur geloof was, hoe gaan dit vir die ander nie deur geloof wees nie? Amen. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Onmoontlik om God te behaag. Hoe belangrik kan dit wees? Geloof is baie, baie belangrik. Nou kom ons kyk 'n bietjie na ander aspekte van geloof, wat ons dit kan inbou in ons lewens. Markus hoofstuk 11 sien ons 'n baie goeie voorbeeld in die lering van Jesus van die vyeboom. En ons begin lees in vers 20. Markus 11 vers 20. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê: "Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog." Jesus antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, en julle sal dit kry." Wanneer gaan jy dit kry? Wanneer jy glo jy ontvang dit. Wanneer glo jy ontvang dit? Wanneer jy bid, voor jy dit sien. Amen. So ons leer 'n hele paar dinge uit dit wat hier geskryf is oor geloof. Die eerste ding wat ons leer is, Petrus moes vir Jesus gaan roep om te kyk na die boom. Wat doen die meeste Christene wat met die boom so gepraat het? Hulle sou self gaan kyk. So Jesus hy het na die boom toe gegaan, hy het woorde gespreek en het geloop. Hy het hom nie verder in die boom gesteer nie. Soveel so dat hy die weer daar verby stap, kyk hy nie eers nie. Dis geloof. Amen. Geloof hoef nie te kyk nie. Iemand anders moes hom roep of sê, kyk vir die boom. Belangrik. Jesus het net een sinnetjie met die boom gepraat, 9 woorde. Hy het weggeloop en sy geloof het begin werk aan daai boom. Jesus het gesê, nommer 1, jy moet sê, jou geloof word vrygestel deur jou woorde. Hy het vir die berg sê. So jy moet praat met die probleem. Dit is 'n geestelike beginsel. As daar 'n probleem in jou lewe is, die Here sit binne in jou, die koninkryk van God. In daardie koninkryk is daar alles wat jy nodig het om suksesvol te wees. Dit staan in 2 Petrus 1, né? Alles wat ons nodig het, is in ons. Nou as jy in jou tuin 'n boom het vol van die lekkerste sappigste perskes, en jy ly honger, maar jy gaan nie na die boom toe om te gaan perske pluk nie, dan beteken dit jy's bietjie stadig, né? Dit is snaaks dat jy so honger ly, as daar so 'n boom in jou tuin sou wees. As iemand van die buitekant af na jou kyk en sê, "Dit is 'n snaakse vent daai. Daar sit hy in die huis, hy het nie geld, kos nie, en dan raak ou mader, maar hy gaan nie in sy tuin in om van daai heerlike perskes te gaan pluk nie." Nou in jou gees, dis hoe God na jou kyk. Hy het in jou gees 'n boom van lewe gesit, met vrugte aan, met alles wat jy nodig het om enige probleem wat ons in hierdie wêreld kry te oorkom. As jy die boom ignoreer en nie gaan pluk nie, dis dit nogal snaaks vir die Here, en dis snaaks vir die engele ook. Hulle vind dit odd. Die ou het in hom alles, maar hy ignoreer dit. Hy ignoreer wat in hom is. Die voorsiening wat die Here gemaak het, is in jou. Nou. En hy het volkome voorsiening gemaak vir jou om oorvloed te hê in elke area van jou lewe. So die enigste rede hoekom jy dalk nie van dit gaan pluk nie, is dalk omdat jy dit nie glo nie. En wat is dit? Ongeloof. En ongeloof, ongelukkig is 'n ongeneesbare siekte, tensy jy daarvan ontslae raak. Solank jy in ongeloof is, gaan jy niks. Wat sê Jakobus? Hy sê dat daardie man nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hy sê wanneer jy deur 'n toets gaan in jou lewe. Kom ons gaan na Jakobus 1 toe. Jakobus 1 praat van 'n toets. Daai toets kom nie van die Here af nie, dit kom van die duiwel af. Jakobus 1:1, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. En die oorspronklike sê rejoice. Verheug julle. Ag dit louter vreugde my broers wanneer in allerlei versoekinge val. Moenie jou vreugde verloor nie.
Die duiwel kom met sy schemes, hy kom met sy versoeking, hy kom met sy toetse in jou lewe. Eerste punt, as jy uit die toets uit wil kom, so vinnig as moontlik, die pad uit die toets uit, is geplaveid met vreugde. As jy nie in vreugde gaan wees nie, maar jy gaan begin mor en knor, gaan jy in daai toets bly, solank as wat jy mor en knor. Jy kan dekades lank in daai toets bly as jy wil, of jy kan binne weke daar uitkom. Die Israeliete het vir 40 jaar daar gebly, want hulle het aangehou mor en knor. Amen. As daai klomp Israeliete in daai woestyn die Here se woord geglo het en vreugde gehad, was hulle binne 'n paar weke in die beloofde land besig om druiwe te eet. Is julle met my? Maar nee, hulle wil mor en hulle wil knor. Nou waar is jy? Is jy in vreugde? Amen. Ek hoop so, die woord moet vreugde bring. Ag, het louter vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekings val, moet julle weet dat die beproewing van julle geloof konstantheid bewerk. Die konstantheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Daar is nie wil van God. Sê saam met my, God se wil is dat ek in niks kort kom nie. Jy sien, dis aan die ander kant van die toets. Die toets kom nie van die Here af, dit kom van die vyand af. Maar as jy deur daai toets kom, aan die ander kant kom jy niks kort nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, wat is die konteks? Wysheid hoe om uit die toets uit te kom, né? Laat hom dit van God bid. Hierso is jy in 'n toets en 'n probleem in jou lewe, jy het nie 'n klou wat jy moet doen nie. Wat moet jy doen? Gaan vra vir die Here. Here, help my om uit hierdie ding uit te kom. Laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. Die Here sal vir jou daai wysheid in jou gees sit om uit daai toets uit te kom en hy sal nie eers vir jou sê enige verwyd het daaroor nie. Hy sê nie vir jou, hoekom vra jy nie lankal vir my? Hy sal niks sê nie. Ek gaan dit net vir jou gee dag die vra. Jy moet vra, né? Nou sê hy, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man onbestendig in al sy weë. Onthou Romeine 5:17, die wat kan ontvang is die wat sal heers. So een ding om te ontvang moet ek geloof hê. Geloof. Baie belangrik. Geloof het te doen met waar ek kyk en met wat ek dink. Geloof het te doen met waar ek kyk en wat ek dink. Kyk na Romeine 4. Jesus het deur daai kruis dood gegaan, want hy het nie gekyk na die kruis nie. Hy het gekyk na die vreugde wat hom voorgehou word aan die ander kant. Hy het gekyk na die troon waar hy gaan eindig, aan die regterkant van God, met jou en my saam. Romeine hoofstuk 4, vers 13. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Dis wat jy nodig het. Net geloof. Die Here het al die moeilike werk gedoen. Hy het al die tegniese details uitgesort. Amen. Hy het al die moeilike goed gedoen. Amen. Dis is iemand wat die hele resep vir jou bymekaar sit. Alles, en hy sê vir jou, gooi net water by en meng. Kan jy dink jy sal dit reg kry? Ek het alles afgemeet vir jou, ek het alles presies reg vir jou. Gooi net water by en meng, tot ek sal dit reg kry. En ek is nie 'n chef nie. Ek kan water bygooi en meng. Amen. En dat ek my resultaat, né? Al wat die Here vra, sit geloof by. Sit net geloof by dit wat ek klaar gedoen het in jou lewe. Ek het my seun gestuur, ek het die duiwel verslaan in die hel, ek het betaal vir jou sondes, ek het betaal vir jou siektes, ek het betaal vir jou gebrek, ek het oorvloed vir jou gekoop, ek het alles vir jou gekoop, ek herstel alles. Sit net geloof by. Sit net jou geloof by, dan kan dit joune wees. Vers 16, daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens guns kan wees. En die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, vir die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Wat doen geloof? Geloof roep en geloof fokus. Abraham het twee dinge gedoen. Hy het geroep en hy het gefokus. Hoe het Abraham geroep? Toe God sy naam verander. God het gesê, jou naam is nou Abraham. Wat beteken? Vader van 'n menigte. Hy roep homself, die kinderlose 100-jarige man, met sy kinderlose
90-jarige vrou, roep hulle self vader van 'n menigte. Amen. Jy kan jouself roep wat jy wil. Jy roep jouself nog die hele tyd, ek is ou verslaane so en so. Ek is die wat altyd aan die onderkant van die barrel is, jy weet, en daai tipe goed. Hoe roep jy jouself? Hoe sien jy jouself? Abraham het weggekyk van sy eie liggaam, het gekyk na die nuwe prentjie. Dis net 2 stappe. Ek kan myself roep, soos God my gemaak het, as 'n wedergebore kind van hom, 'n geseënde van die Vader. Ek kan dit begin sê, ek is die geseënde van die Vader. Ek is geseën, my huis is geseën. Amen, my huwelik is geseën, my finansies is geseën, my liggaam is sterk en gesond. Ek het guns oral waar ek gaan, ek kan dit roep. En tweede ding, ek moet dit sien, ek moet dit doen, my fondasie is altyd die woord. My fondasie is die woord, dis nie sommer enigiets nie, dis God se woord. Ek vat God se woord, hy sê daar so in Romeine 10, vers 17, hy sê geloof kom dan uit die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Ek kan nie sommer net enigiets doen wat ek wil doen nie, ek begin by God se woord. Romeine 10 vers 8 sê Paulus die volgende, kom ons kyk daarna, Romeine 10 vers 8, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. So, ons sit die woord in ons mond, ons gaan na die woord toe. So as ek 'n probleem ervaar in my lewe, dan wat kort ek? Ek kort die woord. Heel eerste, gaan na die woord toe. Ek kyk wat sê die woord hieroor. Sê net maar ek is siek in my liggaam. Dan gaan ek na die woord toe en die woord sê 1 Petrus 2 vers 24, sê hy in die King James vir my so mooi, who his own self bore our sin in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes I am healed. Okay? So ek gaan na daai woord toe. Ek skryf daai woord neer, ek sit dit hier by my kaartjie of 'n ding, en ek begin daai woord voor my oë sit. En ek sit dit in my mond. Ek begin dit mediteer, ek spreek dit. Wat wil ek hê moet gebeur? Ek wil hê daai woord wat in God se woord staan, moet in my gees inkom. Ek wil hê my gees moet daai woord vat. Ek plant dit soos 'n saadjie. Ek plant dit in my gees in. En nou mediteer ek dit en hou ek aan spreek. Nou wat gebeur? Nou kry ek 'n ekstra pyn. Hoekom kry ek 'n ekstra pyn? Die duiwel raak nou bang. Hy sê, hierdie Gerrie gaan nou my uitskop, my hele plan gaan na my heen wees. Ek beter om ons 'n bietjie ekstra pyn gee. En dan kyk ons of hy nie dalk ophou. En wat is my keuse? Ek kan sê, nee, nou het ek 'n ekstra pyn. Ag nee, hierdie woord werk nie. Of ek kan sê, ek kan die duiwel frustreer. Ek kan sê, ek gee nie om dat ek 'n ekstra pyn het nie. Deur sy wonde is ek genees. Amen. Ek staan. Wat moet ons doen met geloof? Ons staan. Ons staan of daar nou pyn is of nie, ons staan. Dis wat geloof doen. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart is die woord van geloof wat ons verkondig. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Jou ore moet die woord hoor, wat jou mond spreek, dan gaan dit in jou hart in. Amen. As die woord in jou hart in gaan, dan gaan dit met krag uit jou uitkom. Romeine 4 vers 20 in Moffat se vertaling klink so, no unbelief made Abram waver about God's promise. His faith won strength as he gave glory to God. So, dit is nou terug by Romeine 4 hierso. En dis die volgende stap wat ons wil kyk. Vers 20 sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Daai, in die Amplified, luister mooi hoe klink daai versie, want ons mis iets daar in die Afrikaans, wat ons nie moet mis nie. Jy moet nie die ding mis nie. Luister mooi in die Amplified. No unbelief or distrust made Abram waver, doubtingly question concerning the promise of God. But he grew strong. So Abraham se geloof was 'n groeiproses. Hy het nie sommer van dag 1 af al die geloof gehad nie. Sy geloof moes sterk groei. Hoe het hy geloof gegroei? He grew strong and was empowered by faith as he gave praise and glory to God. Sy lofprysing het sy geloof versterk. So hier kom nou ander aspekte van geloof. Wanneer ek in geloof wil staan, dan is daar 'n paar dinge wat saam, geloof het 'n paar vriende, wat saam met geloof moet loop. Die een is vreugde, die ander een is vrede. Romeine 15, kom ons kyk na Romeine 15, vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul
met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So sien geloof het twee maatjies, blydskap en vrede. Jy kan nie altyd jou geloof meet nie. Jy kan nie, geloof is nie wat jy kan sien, of daar's nie soos 'n gauge wat jy kan kyk en sê, my geloof is nou daar nie. Maar hier kry ons 'n maatstaf. Jou geloof is op die vlak van jou vrede, en jou geloof is op die vlak van jou vreugde. So jy weet hoeveel vreugde het jy op die oomblik, en jy weet hoeveel vrede het jy. En dis hoeveel geloof jy het. Dis maklik, né? Kom ons lees dit in die Amplified. Luister hoe dit klink hy. By the God of your hope. Dit beteken die een wat die prentjie gegee het van waar jy wil wees. By his stripes I am healed. Jy kyk na daai prentjie. So fill you with all joy and peace in believing, that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing with hope. Daai prentjie neem jou hele lewe oor. Daai prentjie in die binnekant van hoe jou finansies moet lyk, raak so werklik vir jou, dat dit jou hele lewe oorneem. Jy begin loop, jy begin praat, jy het die houding van iemand wat klaar dit het. Amen? Want die prentjie neem jou oor in die binnekant. Jy laat die prentjie van God se woord jou oorneem in die binnekant. Hoekom is die oorlog in ons denke? Want ons is tempels van die Heilige Gees, die koninkryk is hier binne in ons, die geveg is in ons denke. Die duiwel wil ten alle koste jou prentjie negatief hou. Ten alle koste. En jy het elke oomblik, elke dag die besluit om te neem, vir wie gaan ek my prentjie gee? Vir God en sy woord, of vir die vyand? By the God of your hope. Jy kan ook sê, by the God of your inner image. So fill you with all joy and peace in believing, that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing with the new inner image. Be abound and be overflowing with the new inner image. Hoop is 'n innerlike beeld. Dis al wat dit is, volgens Romeine 10. Volgens Romeine 4. Dis 'n innerlike beeld. Abraham het 'n nuwe innerlike beeld gekry. Dis wat hoop is. Dis hoekom hy sê, hy het in hoop, teen hoop geglo, volgens wat gesê was. Wat was gesê? Sterre van die hemel, sand in die seestrand. Wat is dit? Prentjies. So hy het weggekyk, hy moes wegkyk van die fisiese aardse realiteit van sy eie liggaam. So moet jy wegkyk van die fisiese aardse realiteite om jou. En jy moet kyk na God se woord, en toelaat sy woord 'n prentjie in die binnekant van jou maak, en nooit toelaat dat hy die fisiese aardse realiteite 'n prentjie in jou maak nie. Want dan gaan jy daar wees waar jy is, jy gaan nooit daar wegkom nie. Amen. Jy gaan 40 jaar daar rondswerf. Nou gaan ons terug na Romeine 5. En hier gaan hy weer dieselfde ding vir ons sê. Hy sê dit oor en oor en oor. Hy is so geduldig met ons. It's amazing. Romeine 5 vers 1. So wat het ons gesê is geloof se maatjies, vreugde en vrede. Ek kan nie sê ek is in geloof en ek het nie vrede nie. Want dan worry ek, en worry en geloof is nie maatjies nie. Okay? Ek kan nie sê ek is in geloof en ek het geen vreugde nie. Want dan worry ek ook, en geloof en worry is nie maatjies nie. So kom ons lees om Romeine 5:1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, wat kom volgende? Wat kom volgende? Geniet ons vrede. Omdat ons uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Jy sien, dit gaan saam. Deur wie ons ook, deur die geloof, toegang verkry tot die genade, jy kan ook sê posisie van guns, waarin ons staan, en ons roem. Wat is die woord roem? Rejoice, verheug, blydskap. Ons verheug onsself in die hoop. In die hoop. Wat is hoop? Innerlike beeld van die heerlikheid van God. Wat is die heerlikheid van God? Dis wanneer sy teenwoordigheid manifesteer. So ek sien daai genesing plaasvind in my liggaam. Ek sien dit. Ek mediteer daai woord tot my hart die woord glo. Ek laat die woord toe om 'n prentjie te maak van myself. Wat anders te lyk as die prentjie wat ek met my oë kan sien. Die prentjie wat my oë kan sien, wys vir my ek is oud of siek. Maar die prentjie wat die woord maak, wys ek is deur sy wonde genees. Amen. So ek mediteer daai prentjie. En ek mediteer hom tot so 'n punt, dat dit my bly maak, en dat dit my vrede gee. Dat dit oorloop, dit vloei oor, in vreugde en in vrede. So wat moet ek en jy doen? Ons moet oefen. Niemand in die lewe kry iets reg sonder om te oefen nie. As jy 'n atleet wil wees, wat moet jy doen? Oefen. As jy goed wil wees met jou werk, wat moet jy doen?
Jy moet dit oefen. Wie was die eerste dag wat hulle by die werk aangekom het, klaar goed met alles? Niemand nie. Jy moes van onderaf begin, jy moes leer, is dit nie waar nie? Maar as jy 'n paar jaar te doen, hopelik leer jy en dan begin jy beter word in wat jy doen. Jy leer uit jou foute uit, jy raak al hoe beter. Nou dis ons geestelike paadjie wat ek en jy moet loop. Ons moet vrede oefen, man. Jy moet vrede elke dag oefen. Die Here Jesus het jou 'n opdrag gegee. Hy het gesê, my vrede laat ek vir julle na. In vrede lê jou oplossing. In vrede is daar krag om elke probleem te oorwin. Hoe dieper jy in vrede ingaan, hoe minder vatplek kry die duiwel in jou lewe. Hy kan niks doen teen 'n ou wat heeltemal in vrede is nie. Hy moet jou uit vrede uitkry om iets te kan regkry in jou finansies. As jy 100% goddelike vrede het oor jou finansies, is jou finansies onaantastbaar vir die duiwel. Dis wat die woord ons leer. Amen. Nie gebaseer op wat gebeur in die buitekant, nie gebaseer op wat in die binnekant gebeur. Wat in die binnekant gebeur, verander wat in die buitekant gebeur. Gebruik die woord van God om in vrede in te kom en om in vrede te bly. Twee dinge. Gebruik die woord van God om in vrede in te kom. Ons is nie dalk almal right now in volkome vrede nie. Amen. In elke area van jou lewe nie. Wat moet jy doen? Jy moet daar inkom. Jy moet in vrede ingaan. Tweede, jy moet daar bly. Daai vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat het Jesus vir haar gesê? Jesus in die skare geloop, skielik stop hy en hy sê, iemand het my kleed geraak. Die disippels sê, almal raak, stamp jou. Hy sê, nee, krag het uit my uitgegaan. Dit is waar ons belangstel. As ons koninkryksmense is, ek soek daai krag. Hierdie vrou het 'n kontakpunt gevind. Sy het 'n manier gekry om daai krag te tap. Ek stel belang. Amen. En Jesus sê van jou geloof, want sy het gesê, eerste stap, sy het gesê, en sy het ook gesien, as ek aan sy kleed raak, sal ek genees wees. En sy het gevat, en die krag het gevloei. En Jesus sê vir haar, gaan in vrede in. Die Amplified sê dit so mooi, hy sê, gaan in vrede in, en wees voortdurend genees van jou siekte. Hy gee vir haar die diagnose en die voorskrif. Haar probleem was, sy het waarskynlik siek geword, omdat sy nie in vrede was. Sy het toegelaat dat die wêreldse bekommernisse en dinge wat gebeur het, haar heeltemal uit vrede uitgekry. Dit was die toegang wat die duiwel gebruik het om haar siek te maak. As jy uit vrede uit is jy target. En Jesus sê van, gaan in vrede in. Die Here Jesus gaan nie vir jou iets sê wat jy nie kan doen nie. Iemand sê vir my, seker is onmoontlik, hoe kan jy almekaar in vrede wees? Ek ken mense wat almekaar depressief is, 24/7. Ek ken mense wat 24 uur 'n dag in vrees is. As dit moontlik is om 24 uur 'n dag in vrees te wees, dan is dit ook moontlik om 24 uur 'n dag in vreugde te wees. Dis nie onmoontlik nie. Jy moet net die besluit neem, jy moet oefen. Oefen dit. Die duiwel gaan jou challenge, maar jy kan hom weerstaan. So oor en oor sê die Here vir ons, onthou julle Nehemia 8:10? Nehemia 8:10 sê, do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Jy is nie bedroef nie. Hoekom nie? Want die vreugde van die Here is jou krag. As jy in droefheid bly, dan is jy uit krag uit. As jy uit krag uit is jy maklik om te stoot. Amen? Maar as jy in vreugde bly, is jy 'n ander kaland. Jy is moeilik vir die duiwel om te hanteer. Hy weet dit om jou aan te vang nie. Johannes 15 sê Jesus vir die disippels, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap, my vreugde in julle kan bly, en dat julle blydskap volkome kan word. Hoe kry hy dit reg? Deur sy woord. Hy sê, dit het ek gesê. So hoe gaan ek vreugde in my inkry? Ek gaan na sy woord toe. Ek laat sy woord in my mond inkom, in my ore inkom, en ek laat hy woord 'n nuwe prentjie maak in my, en ek bou vreugde elke dag, soveel as dit kan. En onthou al die goed, die vrug, dit is die vrug van die gees, né? Neem julle saam, daar's 9 vrug van die gees. Julle ken Galasiërs 5. Liefde, vreugde, vrede. Wat is dit? Vrug. Hoe begin 'n vrug? As 'n saadjie. In jou is daar 'n saadjie van vreugde. En elkeen van ons, jy sê maar ek het niks vreugde nie. Daar's 'n saadjie daar van vreugde en as 'n saadjie van vrede. Jy kan dit groei. Psalm 16,
gaan na Psalm 16 toe. Jou geestelike lewe kan nie verder groei as wat jou geloof groei nie. En jou geloof kan nie verder groei as wat jou vreugde en jou vrede groei nie. As jy gaan bly op die vreugdespyl waar jy nou is, gaan jy bly waar jy is. Wie van julle wil graag vorentoe gaan? Ek wil meer van die Here hê, ek wil meer van sy teenwoordigheid hê, ek wil meer goed sien in my lewe, né? Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Dit is amazing. Die King James sê, "Thou will show me the path of life." So, die pad van die lewe, wat kan dit wees? Dit klink amazing, né? U sal my die pad van die lewe wys. Nou kom ek gee vir jou 'n tip. Die pad van die lewe, waar is dit? Dis in God se teenwoordigheid, né? As God in jou is, en jy spandeer tyd in sy teenwoordigheid, dis wat lewe is. Hy is die bron van lewe. So wat ek nodig het op hierdie pad van die lewe is sy teenwoordigheid. Nou kom ons lees die versie verder. Hy sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig. Die King James sê, "Thou will show me the path of life. In thy presence is fullness of joy." Daar gee jy vir die pad van die lewe. Jy het net die pad van die lewe gehoor. In sy teenwoordigheid, in his presence, is fullness of joy. Fullness of joy. Jesus op die aarde het vreugde en vrede gebruik soos wapens. Vrede. Hulle kon hom nie van die berg afkry nie. Daar in Nazareth, hulle wou hom van die berg afgooi, hulle kon nie. Hoekom nie? Te veel vrede. Hy het soveel vrede, daai storm op die see, kon Jesus nie verdrink nie. Hoekom nie? Te veel vrede. Te veel vrede. Amen. As jy te veel vrede het, en jy het te veel vreugde, dan kan die duiwel niks regkry nie. Hy kan nie jou finansies reëneer nie, want as te veel vreugde, en as te veel vrede. Nou wat doen jy as alles verkeerd loop? Jy moet vreugde en vrede vrystel. Jy moet dit laat vloei. Jy moet dit oefen. Jy moet dit oefen. Kom ek gee vir jou 'n solid tip vandag. Hierdie is 'n eksamenvraag hoor. Dis 'n dopvraag. As jy vreugde kan oefen terwyl alles goed gaan, is dit baie makliker om met vrede te stel wanneer alles sleg gaan. As ek vrede kan oefen terwyl alles goed gaan. As ek dit kan oefen, luister vir my, terwyl alles goed gaan, is dit makliker om dit te doen as alles sleg gaan. Dis hoekom ek dit elke dag moet oefen. Ek moet nie wag dat dit sleg gaan nie. En dit dan vir die eerste keer wil vrede oefen en vreugde oefen nie. Jy moet dit vandag begin doen. Môre. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, elke dag. Jou missie is om so diep in vrede in te gaan as wat moontlik is vir jou. En om so diep in vreugde in te gaan as wat moontlik is vir jou. Dis jou opdrag van die Here Jesus af vandag. Ek soek jou so diep in vrede as wat jy kan gaan. En volgende week moet jy nog dieper in vrede en nog dieper in vreugde. Wat beteken elke ietsie wat teen jou kom, elke gedagte, elke ou wat lelik met jou is 'n geleentheid. Sien dit as 'n geleentheid. As 'n ou met jou lelik is 'n geleentheid. Wat gaan jy met die geleentheid doen? Moenie die geleentheid versmaai nie. Gaan lekker so diep as moontlik in vrede. Moenie toelaat. Hy sê dat geen mens, die woord sê, dat geen mens jou vreugde van jou steel nie. Dis God se woord. Moet geen mens toelaat om jou vreugde van jou te steel nie. Iemand kan jou goed steel, maar moet nie toelaat om jou vreugde te steel nie. Dan het hy dubbel van jou gesteel. Die vreugde wat hy gesteel het, is erger as die paar goed wat hy gevat het. Dit doen meer skade. In Job sê hy daar, in die King James, nou nie die verwysing neergeskryf, maar hy sê in die King James, a destruction and famine, thou shalt laugh. Jy sal lag. Nou kyk 'n bietjie in Psalm 2, vers 1. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Nou die gesalfde, wie is die gesalfde? Dis Jesus, né? Wie is die konings van die aarde? Dis die oukies wat op in die government sit, né? Wie is die vorste? Dis die geestelike entiteite wat daai konings beheer. Hulle dink maar net hulle is in beheer. Jy praat net van die demons. Dit is die geestelike, wat Efesiërs 6, waarvan ons lees, né? Dan sê hulle vers 3, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. In hierdie Psalm beplan hulle
die kruisiging. God kyk vooruit in tyd. En hy sien hulle beplan om Jesus dood te maak, om te kruisig. Vers 4, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Hy lag. Om te lag is een manier wat jy vreugde kan vrystel. As jy vreugde vrystel in die gees, dan stel jy krag vry. Amen. Partykeer is jy nie lus om vreugde vry te stel nie. Maar dit gaan nie oor of jy lus is of nie lus is nie. Jy doen dit eenvoudig. Al moet jy dit aansit. Sit dit maar aan. Is ook reg. Efesiërs hoofstuk 4. Partykeer moet ons maar net goeders aansit. Efesiërs 4. Kom ons lees dit eers vers 27 en dan gaan ons vers 17 tot 27 lees. Vers 27 sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. En met wie praat hy? Met my en jou. Wat sê hy vir ons? Ek en jy moet 'n besluit neem om aan die duiwel geen plek te gee nie. Nou is die vraag, waar gee jy plek aan die duiwel? Kom ons lees dit. Kom ons gaan terug na vers 17. Ons kyk wat is die konteks van wat hy sê. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die dwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand, waar het hulle plek gegee in die duiwel? In hulle daggedagtes, né? Verduisterd in die verstand. En vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is. Hoekom is hulle onkundig? Vanweë die verharding van hulle hart, hulle wil nie hoor nie. Wat ongevoelig geword het, hulle oorgegee het aan allerlei ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor en hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, vers 22, dat julle, wat die vorige lewensmiddel betref, die ou mens moet aflê. Jy kan ook sê uittrek, jy moet hom uittrek, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle denke, en julle met die nuwe mens moet beklee. Wat moet jy met die nuwe mens maak? Jy moet hom aantrek. Jy weet die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. Maar waar doen jy dit? In die gees van jou gemoed. So dit beteken, om die nuwe mens aan te trek, moet ek begin dink soos die nuwe mens. En ek moet ophou dink soos die ou mens. Hoe gaan ek dit regkry? Ek moet elke gedagte weeg. Elke gedagte wat na my kant toe kom, moet geweeg word. Elke gedagte moet beoordeel word. En as 'n gedagte nie in lyn is met die nuwe mens, dan moet ek dit verwerp. Ek moet daai gedagte antwoord. Die nuwe mens, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nou kom daar 'n gedagte van die ou dinge op, né? Wie het al 'n gedagte van die ou dinge gekry? Kry herinnering aan die ou dinge. Dis nie die nuwe mens se gedagte nie, né? Wat moet gedoen word? Bestraf daai gedagte. Daai was die ou mens. Hy's dood. Ek is 'n nuwe mens. Kyk, alles het nuut geword. Ek is vry. Amen. 'n Nuwe mens. So op dit te doen, gee ek geen plek aan die duiwel nie. Die plek aan die duiwel in my lewe is in my gedagtes. So oefen om jou gedagtes te beheer met die woord van God. Antwoord gedagtes met die woord van God. Iemand wat vol geloof is vol vreugde en vol vrede. As jy vol geloof is vir jou genesing van jou liggaam, beteken dat jy is vol vreugde en vol vrede. Ons almal kan nog groei, dink ek, in daai area. Ons almal moet groei. Ons beter begin vinnig groei in daai area van vreugde en vrede. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê Paulus die volgende, hy sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Hy praat met wedergebore kinders van die Here. Jy het geloof, maar as jy in die geloof. Hoe weet jy is in die geloof? Jy is in vreugde, en jy is in vrede, en jy is in die woord. So ek dink, dit is die eindtyd boodskap, wat die Here vir ons gee, want wat het Jesus gesê? Hy het gesê, as ek terugkom, sal ek nog geloof kry. Die Amplified sê, will I see persistent faith? Ek wil hierdie afsluit met hierdie een versie in 2 Tessalonisense 3 vers 16. Ek wil hom in die Amplified vertaling lees, dit is 'n baie mooi versie vir my. Hy sê die volgende, now may the Lord of peace himself grant you his peace, the peace of his kingdom, at all times and in all ways, under all circumstances and conditions, whatever comes. May the Lord of peace himself, dis wat hy vir Jesus noem, the Lord of peace himself, grant you his peace, the peace of his kingdom. Waar is dit? Is hy in jou? Die koninkryk is in jou. Jy kan 'n
'n vredesreus word. Jy kan 'n reus van vrede word in die binnekant. Jy kan 'n reus van vreugde word in die binnekant. En dit is twee vloei, die vloei van vreugde. So vra altyd vir jouself of is dit wat ek nou doen, die vloei van vreugde of nie? Dit wat ek nou dink of sê of doen, is dit die vloei van vrede of nie? Is dit die vloei van geloof? Is ek in die vloei van geloof? Bly in die regte vloei. Moenie toelaat dat die vyand jou uit die regte vloei na die verkeerde vloei te vat nie. En moenie sleg voel as jy in die verkeerde vloei in gaan nou en dan nie, want ons weet die vyand draai jou, nee. Maar gaan net dadelik terug. Geen veroordeling nie, jy gaan net terug. En hoe minder veroordeling, want die duiwel wil jou veroordeel, né? Ja, kyk, jy was nou vir 5 minute nie in vreugde nie. Ja. Vergeet van hom, gaan net terug in vreugde en oefen dit. Dit is die beste ding wat ons kan oefen. Ons oefen geloof, ons oefen vreugde, ons oefen vrede, en ons bou dit in ons lewens in elke dag. Ons is dit kan doen, en ons is doeners van die woord, dan is ons besig om ons huis op die rots te bou. En ek gee nie om watter storm teen jou huis aankom nie. Daai vreugde is te kragtig vir die storm. Die vrede wat alle verstand te boven gaan, is 'n rots teen daai storm. Daai storm kan niks doen, jou geloof staan vas, en die storm moet sy knie buig voor jou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie kosbare boodskap. Ek bid dat elkeen van ons van vandag af doeners sal wees. Dat ons bouers sal word, bouers van vreugde, bouers van vrede, bouers van geloof. Dat U woord die eerste sal wees in ons lewe, dat ons die gees van geloof sal hê. 'n Gees van geloof, dat ons U woord sal gebruik, soos dit gebruik moet word, as 'n swaard, dat dit in ons monde sal wees en in ons harte. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.